Van harte welkom by die erediens van Vriendal Gemeente op hierdie Sondag die 31ste Januarie 2021. Nog vir die volgende 2 Sondae, met ander woorde tot en met 14 Februarie, sal ons op hierdie wyse die erediens bedien met die verwagting dat daar iewers in die afsienbare tyd 'n aankondiging gaan kom dat ons weer die kerk se deure mag oopmaak. Ook ons week van gebed word vanjaar op hierdie wyse aangebied. En wil ek jou uit my hart uit ook nooi om vanjaar in te skakel by die week van gebed. Die skakel vir elke aand se geleentheid sal gegee word so deur die loop van die dag. En dan net wanneer jy wil, kan jy vir die tydjie, dit is nie een geleentheid seker langer as 20 minute nie, tussen 15 en 20 minute, kan jy daarop inskakel. En kom ons neem vanjaar regtig spontaan deel ook aan hierdie week van gebed, wat vanuit die brief van Johannes na ons toe sal kom. Elke aand 'n oordeenking vanuit 'n ander gedeelte oor 1 Johannes, nie 'n preek nie, ek sê nou oordeenking, meer nadenke, meditasie, bepeinsing rondom daardie teks en gesprek met God. Kom ons maak van vanjaar se week van gebed 'n besondere deelnemende gemeente ervaring. Soos die gebruik sê ons dan ook van harte geluk vir almal wat in hierdie week verjaar. En nou is ek self vandag 'n verjaarsdagmaatjie en wil ek graag vir almal wat saam met my verjaar, vir Lindy de Beer, Joreta de Wal, Gert Engelbrecht, Karen Logner, D.W. Roux, Charmaine van Ryn en François van Sail, van harte geluk wens met julle verjaarsdag. Ook vir die mense wat in die res van die week verjaar, mag dit vir jou 'n baie geseënde jaar wees, toegevou in die Here se goedheid en in sy liefde. Kom ons word nou stil. O Here, onse God, U is die lig wat in die donker skyn. En is ons gebed ook dat nou in hierdie uur van stil word, ontvanklik wees, ontmoeting in U teenwoordigheid, dat U lig ook hierin sal deurbreek. O Here, dat ons U teenwoordigheid sodanig sal ervaar dat ons die hemel sien oopgaan. Ja, en daardie lig van U teenwoordigheid absoluut elke donker kol in hierdie wêreld verlig. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied sing, ja, daardie pragtige vonklied, U is die lig wat deur die donker skyn. Jesus,
Op hierdie laaste dag van die eerste maand van die nuwe jaar en nuwe dekade is daar so baie woelinge in ons en om ons wat ons in gebed aan God kan toevertrou. Wêreldwyd is COVID-19 steeds aan die woed en val die fokus tans op entstowwe en die verkryging daarvan al dan nie. Hier plaaslik is ivermectin op almal se lippe. Kom ons bid dat die Here te midde van al hierdie dinge tog vir ons rustigheid sal gee. En kom ons vra die Here dat die proses om entstowwe te bekom en te versprei ordelik en regverdig sal geskied. Die pandemie het 'n kommerwekkende invloed op die skolastiese vorming van ons kinders. Laat ons volhardend bid vir wysheid en vir leiding vir almal wat betrokke is by die onderrigsituasie. In dieselfde asem bid ons ook dat ons kategese onderrig eersdaags weer aan die gang kan kom, waar dit nou al bykans vir 'n jaar tot stilstand gekom het. En te midde van die pandemie bly ander rampe ook nie agterweë nie. Tropiese storm Eloise het heel wat ontwrigting in die oostelike deel van ons land meegebring. Kom ons bid vir gemeenskappe wat daardeur geraak is. En dan is daar ook mense in ons midde wat op ons gebede steun. Buiten die persone op ons sieklys wil ek ook die naam van Hester Sadie noem. Sy is Liska van Sail, wat tans saam met haar man Derek en hulle kinders in Amerika woon, sy stiefmoeder, en sy is donderdag met 'n beroerte in die hospitaal opgeneem en vra Derek dat ons tog asseblief ook vir haar sal bid. En by troos dink ons dan aan die Eigelaar en die Lombard families met hulle verliese. Kom ons gebruik die volgende paar oomblikke om regtig innerlik stil te word en al hierdie mense en hierdie sake in gebed aan die Here toe te vertrou. Die woord word vanoggend bedien vanuit die evangelie van Markus. Markus hoofstuk 1 en Markus 2, twee korterige gedeeltes, Markus 1 vers 16 tot 20 en dan 2 vers 14 en 15. Dit gaan oor die roeping van die eerste disippels. Voordat die woord bedien word, kom ons bid saam. O Here,
baie, baie dankie vir die wonderlike, kosbare, ryke geleentheid om op hierdie laaste dag van die eerste maand van hierdie jaar vir U te kan aanbid as gemeenskap van gelowiges. Ons eer U vir wie U is, vir U openbaring aan ons as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons loof en ons aanbid U, o Here, dat U teenwoordig is, ook in hierdie wêreld, met al sy worstelstryde, ja, ook die wêreld van die COVID-19 pandemie. Dankie Here dat U getrou is aan U versorgende en leidende genade in ons lewens. En Here, as ons dan nou vanoggend weer eens U woord gaan oopmaak om daaruit te hoor hoe ons ook kan reageer op U genadige openbaring aan ons, laat ons harte absoluut ontvanklik wees vir U woord. Dit vra ons in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons lees dan nou saam vanuit Markus hoofstuk 1, vers 16. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. En dan hoofstuk 2, vers 13. Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n Hele menigte het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Hierdie teksgedeelte is so bekend aan ons. En tog kan 'n mens nie anders as om telkens weer getref te word deur die radikale optrede van Simon, Andreas, Jakobus, Johannes en ook Levi nie. Daar is absoluut geen huiwering by hulle nie. Hulle het alles net so laat staan en vir Jesus gevolg. Onwillekeurig vra ek vir myself af of ek dit ook sou doen. Sê nou maar ek was soos Jakobus en Johannes deel van my pa se besigheid. Sou ek hom net daar laat staan het en agter hierdie oënskynlike vreemde man aangeloop het? Ek weet eerlik nie, want wat van al my persoonlike doelwitte? Ja, eendag sou ek nog by pa wou oorgeneem het en die besigheid bietjie wou uitbrei dalk en vir pa laat trots wees het op die sukses wat ek van sy besigheid gemaak het. Kan jy jouself indink wat jy sou doen? Voel jy ook soos ek, dat jy nog 'n klomp doelwitte het wat jy baie graag sou wil bereik? Miskien is dit ook op die vlak van besigheid, ja, dat jy juis ook nog 'n besigheidsonderneming wou uitbrei en groot sukses laat bereik. Of dalk 'n bepaalde posisie by die werk wat jy graag nog sou wou beklee. Miskien lê dit op gesinsvlak,
dat jy nog jou ou gesinnetjie wou uitbrei en saam met jou kinders wil droom oor hulle ideale, wat hulle in hierdie wêreld gaan doen en bereik. Ja, ook kan dit moontlik wees dat jy is soos die jong man wie se suster op 'n stadium by my in 'n huweliksgesprek was en toe ek so 'n bietjie uitvra na hulle familie en ook na 'n broer en of die dan nou ook al trouplanne het, toe sê sy vir my, nee dominee, hy skuif dit eers so 'n bietjie uit, want hy het net een doel voor oë en dit is om voordat hy 30 jaar oud is, sy eerste miljoen bymekaar te kon maak. Nee, om sommer alles net so te laat los en agter hierdie rabbi aan te loop, is dalk nie iets wat ons so maklik sal doen nie. Of hoe? En tog, geliefdes, is dit wat die teks veronderstel, nie waar nie? Ja, ons sou kon redeneer dat dit na spesifieke mense in 'n baie spesifieke tyd gekom het en dat dit op hulle gerig was. Maar uiteindelik weet jy net so goed soos ek dat die roeping tot disippelskap of navolging van Jesus iets is wat op elke gelowige van toepassing is. Dink maar aan Jesus se heel laaste opdrag aan sy disippels wanneer die Matteus Evangelie afsluit. Gaan en maak disippels van al die nasies. Al die nasies, almal wat tot geloof kom, moet disippels wees. Uiteindelik is dit dus nie 'n keuse of ek 'n disipel wil wees of nie. Dit is eintlik 'n gegewe, 'n naamdraer van Jesus Christus. 'n Christen is 'n volgeling van die een wie se naam hulle dra. Nou is die vraag, en dit staan nou ook die tema van hierdie boodskap, of ek en jy dit regtig wil wees. Wil jy vir Jesus volg? Ek het gesê dat ons eintlik nie 'n keuse het nie, maar tog kan ek gehoorsaam wees aan hierdie roeping om Jesus na te volg, of nie? Om hierdie vraag vir onsself eerlik te beantwoord, gaan dit vir ons help om die konsep van disippelskap net 'n bietjie af te stof. Wat behels dit om vir Jesus te volg? En daarvoor moet ons ook 'n bietjie weier as net ons teks gaan en dit in die groter prentjie van Jesus se aardse lewe plaas, want Jesus se hele lewe, sy woorde en sy dade was 'n leerskool waarin die disippels onderrig is oor wat navolging van Jesus beteken. Wat het die eerste disippels in die voetspore van Jesus ontdek? Wat behels dit om Jesus na te volg? Wat is die voorbeeld wat Jesus aan hulle gestel het, wat hulle moes navolg? In sy prediking in die bergrede wys Jesus al klaar vir sy disippels en vir ons dat navolgingskap van hom nie maar net 'n klomp reëls is wat nagekom moet word of 'n klomp konvensies waarby mens moet inpas nie. Wanneer dit oor die verhouding met God en met ons medemens gaan, was daar vir Jesus net een kernbeginsel, een kerngebod wat nagekom moes word, en dit is die wet van die liefde. In sy omgang met mense het dit ook so duidelik na vore gekom. Dikwels was dit juist diegene wat nie die wette van daardie tyd so getrou nagevolg het nie, en wat aan die rand van die samelewing uitgeskuif is, aan wie Jesus aandag gegee het. So het hy hom met die tollenaars en met die sondaars bemoei. Ons lees dit juis net daar in die roeping van Levi. Het hy anders met vroue omgegaan as wat die konvensies van sy tyd bepaal het?
het hy met hulle gepraat, het hy hulle in 'n direkte op 'n horisontale vlak met hulle omgegaan. Het hy die melaatses aangeraak en het hy hom oor besetenis ontferm. Hierdie optrede van Jesus, weet ons, het hom dan ook in konflik met die sosiale en die godsdienstige elite van sy tyd, die fariseërs en die skrifgeleerdes gebring. Tog het hy hom nie deur hulle laat afsit nie, het hy nie van sy manier van doen afgewyk nie, het hy hom nie deur hulle argumente laat meeneem nie, en het hy ook nie geskroom om hulle gefeinsdheid uit te wys nie. Ons weet waarom dit uitgeloop het. Ja, dat hy met sy lewe daarvoor sou boet. Maar nog lank voor sy kruisdood op Golgotha het Jesus al uitgespel dat dit die koste van disippelskap sou wees. Wie Jesus wil volg, moet bereid wees om sy of haar lewe af te lê. 6 keer hoor ons dit in die evangelies. As jy jou lewe wil behou, moet jy dit verloor. Daar is nie 'n ander pad nie. Jesus draai nie doekies om hierdie saak nie. Sy woorde is duidelik, radikaal en ondubbelsinnig. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Miskien is dit hierdie uitspraak van Jesus wat vir ons wil laat reitereer oor disippelskap. Dit dryf tog in teen ons logika en ons menslike drang om oorlewing. Wie is dan nou bereid om willens en wetens sy lewe te verloor? En wat dan van al die dinge wat ek nog met my lewe wou bereik? As disippelskap daarteenoor te staan kom, dan kies ek liewer vir my lewensideale en my drome as om vir Jesus na te volg. En nou geliefdes, is dit so belangrik om op hierdie punt duidelik te hoor dat disippelskap nie teenoor my lewensroeping en lewensideale te staan kom nie. Nie almal van ons hoef ons beroepe of dit wat ek van kleintyd af graag wou doen, prys te gee om voluit in die een of ander bediening in te gaan nie. Dit gaan nie by disippelskap om 'n of nie, maar wel 'n en. Of ek nou predikant is, of 'n onderwyser, of 'n boer, of 'n gesondheidswerker. Wanneer ek 'n Christen is en bly ek 'n disipel van die Here Jesus. Die punt is 'n dominee kan 'n slegte disipel wees en 'n boer 'n baie goeie disipel. Alles hang daarvan af of ek werklik vir Jesus wil volg en hoe ek hom volg. Nou is dit inderdaad ook so, my liewe broer en suster, dat my navolging van Jesus sekere van my lewensideale en doelwitte wel onder die vergrootglas gaan plaas. Want die heel belangrikste ding wat disippelskap met ons doen, is om ons selfsugtige begeertes bloot te stel en om myself as heerser van my lewe te onttroon. Die werklike disipel van Jesus is iemand wat al minder oor ek en my begaan is en al hoe meer met God en met my medemens. Dit beteken nie dat ek nie persoonlike doelwitte en lewensideale mag koester nie, maar dat daardie doelwitte
en ideale nou 'n ander oorsprong gaan hê. Nie my selfsugtige hart nie, maar vanuit God se hart vir my. Hoor duidelik, God se hart vir my, dit is vanuit God se hart wat dit voortkom, en hy gaan dit in my hart kom duidelik maak, kom inspreek in my hart, en sodat ek duidelik weet, dit kom van hom. En nou gaan dit dalk bietjie anders lyk. Gaan dit ander doelwitte wees as die wat aanvanklik in my hart na vore gekom het, vanuit myself, nee, vanuit die selfsugtige ek. Dalk gaan dit wees dat God van my vra om uit my gemak sone te klim. Dis een van ons groot probleme, en dis een van ons struikelblokke as disippels van die Here Jesus, dat ons in ons gemak sone wil bly. Om gehoorsaam te wees aan sy roeping gaan my dalk uit my gemaksone uitruk, en gaan vir my laat betrokke raak by 'n saak wat nie oor myself gaan nie. Dit gaan dalk wees ook dat ek van my tyd moet opoffer, tyd wat ek aan myself of my eie dinge of my eie gemaksdinge wou spandeer, dat ek van daardie tyd moet vat om aan 'n ander saak of aan iemand anders te gaan spandeer. Dit kan ook beteken dat ek met al die moed en krag wat ek net by God self kan kry, dalk in 'n moeilike situasie moet instap. Ja, ons beer daarvan weg. Maar om in Jesus se spore te loop, is om partykeer soos wat hy gedoen het, om in so 'n moeilike situasie in te stap en dit te help oplos in 'n styl waarin disippels dinge doen, liefdevol, sagmoedig, nederig. Dit mag dalk ook van my vra om pleks van op te gaar en te vermeerder, om juis afstand te doen van geld, van besittings, ja, om weg te gee. My geliefdes, dit is so belangrik, dat ons in hierdie nuwe jaar, wat eintlik maar nog in sy kinderskoene is, al is daar al 'n maand wat verby is, dat ons vir onsself sal afvra, wil ek vir Jesus navolg? Ja, soos ek vroeër gesê het, is dit eintlik nie 'n keuse nie, dis 'n veronderstelling. As Christen is ek 'n disipel, maar ek kan steeds gehoorsaam wees of ongehoorsaam aan hierdie roeping. Ek is daarvan oortuig, en ek wil glo jy saam met my, dat wanneer ons baie meer konsekwent is in ons navolgelingskap van die Here Jesus Christus, as ons dit baie ernstig gaan neem, dat dit 'n geweldige verskil in ons leefwêreld gaan maak. Ja, ook hierdie leefwêreld wat vasgevang is steeds in 'n pandemie, 300 dae, langer as 300 dae al, is ons in 'n tyd van inperking en worstel ons met hierdie pandemie, en kom dit so duidelik na vore wie eintlik die swaarste kry in hierdie pandemie. Kom dit ook so duidelik na vore hoe mense weer vir hulle self wil sorg. Geliefdes, my laaste oproep net is, kom ek en jy stel ons harte fyn in op God se inspraak in ons, die Heilige Gees se insprake, sodat ek en jy in die voetspoor van Jesus, sy oë, sy ore, sy hande, sy voete kan wees, daar waar dit werklik saak maak. Amen. Here onse God, ons hoor tydelik in u woord hoe u vir ons weer eens oproep om u disippels te wees, u navolgelinge. Ons wil om vergifnis vra, Here, dat
dit so dikwels gebeur dat die ek weer na vore kom. Ek en dit wat ek wil doen en ek wil bereik, dit wat ek wil hê, ons weet dit dryf in teen disippelskap. Daarom dat ons kom oopstel vir U Heilige Gees om ons U wil te leer ken in alles in ons lewens. Ja, en om ook fyn te hoor of U nie juis vir ons na iemand spesifiek toe wil stuur of in 'n situasie van hulpverlening of wat ook al nie. Here, ons kom, stel ons oop vir U, ons kom gee ons vir U, sodat U koninkryk werklik sal kom, ook daar waar ons elke dag vir ons bevind. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou afsluit met 'n pragtige lied uit die liedboek. Die Somerstrand gemeente sing dit vir ons en ons gaan dit saam met hulle sing. Liedboek 505, Jesus, U gaan voor. Net voordat ons die lied sing, herinner ek net weer aan die kalenders. Die kalenders, die helfte van dit wat ons gedruk het, is nog in die kerkkantoor, wat vir my sê, daar's nog baie blokleiers wat dit nie kom haal het nie, en baie gemeentelede wat nog sonder kalenders sit. Asseblief, kom haal die kalenders, en as jy voel jou omgewerker of jou blokleier kom nie by jou uit nie, is jy baie welkom om dit self by die kerkkantoor te kom haal. Kom ons sing dan nou, Jesus, U gaan voor. Geliefdes, en nou gaan ons vanuit hierdie erediens weer in die erediens van die lewe in. Onthou, as disipel van die Here gaan jy nêrens per ongeluk nie. Waar jy ook al gaan, daar stuur God vir jou heen. Waar jy jou ook al bevind, daar plaas God vir jou om as navolgeling van Jesus sy ore, sy oë, sy hande en voete te wees.
ontvang dan nou ook sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly. Amen.